Goeiedag almal, dit is Theo. Jy weet, in moeilike tye in ons lewens het ons soms die gewoonte om van die Here te vergeet, of selfs 'n uitspraak te maak en te sê, die Here het my vergeet. Maar kom ons gesels hierdie week so bietjie oor hierdie tema. Moenie die Here jou God vergeet nie. Maak nie saak wat met jou gebeur, of in watter toestand of omstandighede jy ook al mag bevind nie. Moenie die Here jou God vergeet nie. Inteendeel, in Deuteronomium 8 lees ons dat die Here dit vir ons sê, in vers 11, moet nooit die Here jou God vergeet nie. Dan vers 15, onthou, die Here het jou deur 'n groot en 'n verskriklike woestyn gelei waar daar slange, wrede diere en skorpioene was. En dan Johannes 15 vers 7 kom die Here met die uitnodiging, hy het jou nie vergeet nie, en hy sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Ons kan dit nie bekostig om die Here te vergeet nie. Ons kan dit nie bekostig om uitsprake te maak soos die Here het van my vergeet nie, want dit kan nooit gebeur nie. Johannes 10 vers 10 kom met 'n gegewe as hy sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar dan, weer eens, daardie nabyheid van die Here, daardie oog wat op jou gefestig is, daardie begeerte om jou nader aan hom te trek, sê Jesus, ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed kan hê. Deuteronomium 18 vers 15 sê baie duidelik, dat die Here het ons gelei deur 'n verskriklike woestyn, waar daar slange, wrede diere en skorpioene was. Maar weet jy wat, hierdie slange, wrede diere en skorpioene kon niks aan die volk Israel gedoen het nie. Hulle het tussen hulle beweeg daar in die woestyn, maar omdat God in hulle midde was, kon hulle nie skade aanrig nie. Daarom kom die Here ook in Lukas 10 vers 19 en Jesus sê, kyk, ek gee aan jou die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En dan, hierdie slange en skorpioene sal jou nie skade aanrig nie. En niks sal julle ooit skade doen nie. Dis uiters belangrik. Ons moet nooit die Here se almag, sy krag, sy grootheid en sy liefde vergeet nie. Ons kan nie daar sonder nie. Wat hy sê in vers 15 van Deuteronomium 18, in 'n dorsland het ek vir jou water uit die klipharde rots laat kom. Kan jy sien? Die Here wil en hy kan 'n wonderwerk doen in jou omstandighede. Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En daarom, as ons altyd naby aan die Here bly, altyd aan sy voete bly, ons hand in sy hand, ons oor geopen om sy stem te hoor, kan ons ook uitroep en sê, Romeine 8 vers 31, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Here, dankie vir u nabyheid, dankie vir u liefde, dankie vir die krag wat tot ons beskikking is.